Welkom by hierdie week se koffiekuiers. Ons is nog steeds in Handelinge by Handelinge 10 en ek hoop sommer dat die Here jou mag ontmoet deur hierdie verhaal van die vroeë kerk en dat ons kan sien wat hy als daar gedoen het. Hier is lekker dat ons saam kan kuier. Welkom. Dankie. Ons gaan lees uit Handelinge 10 uit. Ek lees uit die 1983 vertaling, die verhaal van Petrus en Cornelius. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godsvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom wat na hom roep: Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra: "Wat is dit, meneer?" Die engel sê toe vir hom: "God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon." Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbedienis en 1 van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag, teen 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in 'n geesvervoering geraak. Hy moes seker baie honger gewees het. Hy het die hemel oop gesien en het iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem wat vir hom sê: "Kom Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê: "Nee, nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie." Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê: "Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie." Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe aanvraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: "Daar is 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur." Petrus het onder toe gegaan en vir die mans gesê: "Hier is ek. Dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier?" Hulle antwoord: "Kaptein Cornelius, 'n opregte en godvreesende man vir wie die Joodse volk hoë agting het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry dat hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê het." Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel, maar Petrus het hom laat opstaan en gesê: "Staan op, ek is self ook maar net 'n mens." Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne waar hy baie mense bymekaar aantref en hy sê vir hulle: "Julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tee te stribbel gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het." Cornelius antwoord: 4 dae gelede teen 3 uur die middag was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my en hy sê: "Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het." Ons gaan net so ver lees. Dit is omtrent 'n mond vol. Ja, 'n baie interessante stuk. Ja, kom ons kyk net eers waar Petrus bly. Petrus bly by 'n leerlooier, onrein, want die oomblik as jy met dooie velle en goeters te doen het, word jy as onrein beskou. Dis teen hoekom Petrus nie saam met hom eet nie. Want die antieke wêreld het geglo dat allerlei demone en goeters by die openinge in jou ore kan ingaan. So hy is bereid om by hom te bly, wat interessant is, maar nog nie bereid om saam met hulle te eet nie. Ja, dis hoekom hy so honger was waarskynlik. Ja, so hy wil nie daar gaan eet nie. So dit is interessant dat hy daar bly.
En ons sien dat Petrus eintlik ook 'n bekering met hom. Mens sien nou Cornelius, die Italiaanse soldaat se bekering, maar Petrus moet ook 'n bekering hê van dat ander iemand ook deel kan word van God se genade, van God se volk. So ja, ons sien die regte egte Petrus is terug. Nee, Here, ek gaan hierdie goed eet hê. Die vorige hoofstuk het hy mense gesond gemaak. Nou sê die Here eet, dan sê hy nog. Ja, sommer so 'n inleiding net oor waar Petrus bly en dan die kaptein wat 'n mooi getuienis is van wie hy is. Ja. En dit is interessant, ons het nou laasweek gepraat oor dat geloof is om of ons bietjie daaraan geraak dat dit daagliks is om te kies om die Here te volg en dat daar altyd iets in ons lewe is wat tot bekering moet kom en ons sien dit baie duidelik hierso in Petrus se lewe ook. Ja. Wat vir my interessant is dat en een van die ouens praat nogal daaroor, as die engel nou by aan Cornelius verskyn, Cornelius die kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment, hoekom vertel hy dan nie sommer vir hom die evangelie nie? Hoekom het hy nou vir iemand stuur om vir Petrus te loop haal om die evangelie te verkondig? Hoekom nie die engel nie? En een van die ouens sê, maar dis omdat die opdrag om die evangelie te verkondig nie aan die engele toevertrou is nie. Dis aan mense toevertrou. Die enigste engel wat ons ooit lees wat die evangelie verkondig is in Openbaring, heel aan die einde, daar met al daai storms en eindtoesprake en goeters, is daar een engel wat 'n laaste keer die opdrag kry. Lyk my op die laaste van die laaste is daar iemand is wat nou nog nie gehoor het nie, nog nie 'n beurt gehad het nie. Dan gaan die engel, maar dit is die enigste keer. Nou ek spot altyd en sê ek dink die Here kon 'n beter plan gehad het as mense. As hierdie mens. Want mense is net so feilbare, mense kan so droog maak. Hoekom nie eerder net engel nie, sal mense nie makliker geglo het as engele die evangelie verkondig het nie. Maar hier sien ons nou die engele doen dit nie. Dit is ons werk. Dit is my en jou werk om hierdie evangelie te verkondig. En dit wys ook die krag van die evangelie, die feit dat selfs deur gebroke Petrus se die evangelie kon versprei word en deur ons as gebroke mense, dit wys weer eens net waar die krag lê, nie in ons as mense nie. En dat God so genadig is dat hy ons gebruik, dat hy vir ons 'n roeping gee, 'n doelwit gee in die lewe, om sy liefde vir mense, met hulle te deel. So. Ja, en iemand vra nou in die Bybel sê die groep, moet jy nie eerder stil bly as dat jy bang is, jy sê iets verkeerd, en omdat jy iets verkeerd gesê het, lei jy iemand dan nou in die verkeerde rigting nie. En mens sien nou hier met Petrus, hier kom hy nog half, jy kan nie eintlik hoor nie, want jy's nie 'n Jood nie, en ek moet eintlik nie by jou hier wees nie, en dan gebruik God om hierdie ou tot bekering te bring. So, die feit dat ek en jy nie noodwendig al die antwoorde het nie, die feit dat ons blinde kolle het in ons eie geloof, en ons almal het dit, vooropgestelde idees, beteken dit nie dat ons nie die evangelie kan verkondig nie, want ons verkondig met die Heilige Gees laat groei. Die Heilige Gees is die een wat dit in jou hart waar maak. So ek dink ons moet ophou om so half versigtig te wees om te getuig. Een van die ander vrouens in die groep sê toe, maar as jy uit jou eie belewennisse begin praat, dan is en sê maar dit is wat ek glo, dis my belewenis, dan is mense ook meer geneig om dit te glo. En as jy dan nou iewers daar dan nou nie iets 100% reg het nie, dan is dit ook oké, maar ons is so bang ons sê iets verkeerd. Ek dink nog 'n ding wat vir my interessant is in hierdie teksgedeelte, en ons het al 'n bietjie daar begin gesels, maar is die ding van ons geloof, ons Christendom wat ons kultuur moet verander. En ek dink dis nogals 'n moeilike ding, want ons lees hierdie en ons dink dadelik so, die Christendom het dadelik versprei reg oor die wêreld en dit was sommer net oop vir alle kulture en goed. En maar dit het 'n tyd gevat vir die apostels, vir Petrus hulle om te besef, hierdie is nie net vir Jode nie. Dit gaan weier as dit, en hoe hulle geloof in Jesus gekom het en hulle kultuur verander het. Ek bedoel hier op 'n baie praktiese manier waar Petrus besef het, ek moet nou met mense wat van 'n ander kultuur is as ek gaan praat. En die Jode en die Romeine was nie altyd beste chommies gewees nie, en hier gaan Petrus na 'n kaptein toe in die sogenaamde Italiaanse regiment, en hy gaan praat met hom. Dis groot in daai tyd. Dis soos in die apartheid tyd as wit en swart mense saam in dieselfde huis gaan kuier het. Dit het nie gebeur nie. En hierso
kom die evangelie en verander hoe ons ander mense sien. Ja, en as ons sien as Petrus oor hierdie gebeurtenis getuig in Handelinge 15, wanneer hulle in Jerusalem eintlik by die eerste synode uitgevreed word, omdat hulle nou allerlei vreemde goeders doen, en die kerk in Jerusalem, dis mos altyd hoe dit werk. Die ouens wat nie op die sendingveld is nie, of nie op die daar is waar dit moeilik is nie, het ons nou altyd baie te sê, en dan sê Petrus, maar dis my belewenis, dis wat die Here gesê het, dis die visioen wat ek gehad het, ek moet hierdie onrein diere eet, en ek dink is Barclay wat sê, ja, die Here is nie besig om Petrus se dieet te verander nie, die Here is besig om Petrus se hart te verander, want ja, hulle mag nie hierdie goed geëet het nie, en dit was deel van hulle kultuur, en ek meen as mens nou gaan Levitikus lees, dan sê mense is ook maar deel van 'n stuk gesondheidsrituele, want van hierdie goeders dra nou maar peste en pla rond, maar dit gaan daaroor dat Petrus regtig sy hart verander en sien, maar ek moet my hart oopmaak vir ander mense. Ja, so dit is, soos jy sê, die kultuur moet verander. Ja, en ek bedoel, ons kan dit selfs in kerk, ons het 'n sekere kerkkultuur wat ons dink is reg en so, maar die Here kan ook daar kom en vir ons sê, hoorie, ons moet anders te kyk, ons moet mense lief hê, en dis moeilik. Ek het Goeie Vrydag met die 10 uur diens, toe Neil gepreek het, ek dink dit was Goeie Vrydag, toe is die 2 siele hier by ons in die kerk, en ek sien wel my oog vang so die ou, en hy sit die hele diens deur in rits, die kantoon, dan sit daai kantoon. Toe later, is een van wat in die omgewing by een van die robotte erken ek hom, hy is altyd daar, maar hy en 'n Tommy is toe nou saam in die kerk, en ek kry hom toe na die tyd, maar hy is nie net 'n doodgewone iemand wat staan nie, daar jy kan sien, iewers is daar ook verstandelik, ek weet nie presies, ek kan nie lekker agterkom nie, maar ek vat hom toe koffiewinkel toe en ek sê, kom eet gou iets, kom ons gee vir julle kos en warm koffie, en wat vir my ongelooflik was, is die oggend is hoe die koffiegemeenskap, koffiekuiergemeenskap daar net oopgemaak het. Ek meen, en die ene is regtig nogal vreemd, hy gesels die een oomblik, is dit lyk asof hy met jou kan gesels, en dan slaan hy oor in 'n ander taal, wat Franserig klink, en dan praat hy vir 2-3 minute Frans met jou, en die mense was eintlik so akkommoderend, en sit en vra, kan ons nog iets bring, en stuur, dit was, want mense so half, mense kon sien in die kerk, dit is eintlik sy plekkie, want ek dink, omdat ek dink, daar's geestelik dalk ook 100% alles daar nie, nie geestelik, kopgeestelik, nie geestelik in terme van wat ons in die Here glo nie, maar ek was eintlik so trots op die mense gewees oor die verwelkoming wat hulle, so ek dink partymal ons mense is eintlik verder in die pad af as ons partymal dink. Dis amazing om dit te hoor. Stories gehoor van mense wat by kerke aankom en dan word hulle nie so goed verwelkom daar nie so. Ja, nee, want die twee was so, hulle het definitief uitgestaan, mens kon duidelik sien, maar hulle daar in die koffiewinkel en almal was maar net vriendelik en kan ons help, en hy loop toe nou rond te gesels ook, en dan praat hy die taal en dan praat hy daai taal, en almal akkommodeer maar gesels, en later die middag te sien ek daar staan hy nou maar weer by die robot, stop. Maar ek dink maar het is 'n geloof wat ons help om anders te kyk na mense, want ek dink wanneer ons besef, wanneer mense in Jesus glo, dan besef jy, ek is 'n sondaar, ek is niks spesiaal nie. Ek bedoel, Petrus sê dit ook hierso, wanneer Kornelius voor hom buig, dan sê hy nie voor my buig nie, ek is ook net 'n mens. En wanneer ons besef, ek is ook net 'n mens wat afhanklik is van die Here, dit verander alles van hoe ons na ander mense kyk en hoe ons hulle hanteer. En dis nie altyd maklik nie. Ja, en ek dink ons moet besef dat die skuwe wat die vroeë kerk moes maak, die Joodse gelowiges moes maak, ek dink nie ons sal ooit weer sulke groot spronge moet maak nie, want hierdie goed was vir eeue in hulle vasgelê. Dis nie goed wat jy eet nie. Ons is anders as die res. Hulle is nie deel van ons nie. Jy eet nie saam met hierdie ouens nie. Besnydenis is wat belangrik is. Dis die pilaar van ons geloof. En al hierdie goed word weggevat. So die geloofspronge wat hierdie ouens moes maak, is geweldig groot. Ek meen, ons stry oor 'n bekertjie en 'n beker. Ons stry oor preek jy met 'n toga of nie met 'n toga nie. Mag 'n
vrou preek of nie preek nie. En hierdie ouens haal geloofspilare uit. Ja. Besnydenis, onrein eet. Ek meen dis nie en ek dink en dan sê ons ja, waar gaan die kerk heen? Maar ek dink hierdie ouens moes geweldig moeilik gewees het en ja, en die Heilige Gees se teenwoordigheid om die heeltyd hierdie ouens te versterk en die versekering te gee, maar ons is op die regte pad. Ja. En die sending ouens, die Petrusse en die Paulusse wat terugkom en sê julle ouens, maar ons sien hoe God met ouens werk wat buite die Joodse geloof is en ons sien die genade en ons beleef dit. Ja, ek dink dit is die vroeë kerk en ek dink dis hoekom is dit goed is dat mense so elke kort Handelinge herbesoek, sodat mense net weer sê maar ag die goedjies wat jy moet skuif is glad nie so groot soos jy nou gedink. Die aanpassings wat jy moet maak in terme van jou geloof is baie klein. En partymal dink ons maak reuse opofferings vir die evangelie. As dit soos nee, ons sing ook net 'n Engelse liedjie in 'n diens of so. Ja, of ons luister nou na die gitaar en nie na die orgel nie. Nee wat, het gaan drink jou pille en kom oor dit. Hierdie is regtig glad nie so erg soos wat jy gedink het dit is nie. Ja, maar dit is goed dat ons Handelinge lees. Back to basics en wys ons weer wat is belangrik en waar moet ons bekeer. So. Ja, en ek dink God het sê dit wat die Here rein verklaar het, moet ons nie onrein verklaar nie. Daar's sekere goed wat ons almal dink nooit nie. Hier gaan ek nie gaan nie. En dan kom jy agter met die Here se genade is groot genoeg daar ook. Ja, sy genade is baie groter as wat ons dink en hoef nie altyd in ons boksies in te pas nie. Nee, definitief nie. Net gou hier die een ding kyk daai vers 17 wat sê terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, is daai bevestiging, ek is nou, wat gaan hierdie beteken, en dan ewe skielik kom hierdie goed by mekaar, ek dink ons almal het dit al beleef, dat jy voel, maar ek weet nou nie of hierdie die regte ding is nie, en dan is daar tog 'n stuk bevestiging, so mens, en daarmee sê ek nie dat mens met bevestiging soek nie, want party mense is ook mos nou, elke ding wat hulle sien is 'n teken, en elke ding is 'n bevestiging, maar daar is die woord wat dit sê, daar's 'n kollega wat sê dit is die waarheid, en iewers kom hierdie goed tog in lyn. Nee, en Petrus het gegaan en gebid, hy het intentioneel tyd gemaak om te bid, en die Here het dit raak gesien. En ek dink dieselfde met Cornelius, daar staan, hy was 'n godvreesende man, sy huisgesin het, hulle was godsvreesende mense, hulle het na die armes gekyk, so wanneer ons besig is met die regte dinge, dan bevestig die Here ook, en dan help hy ons om aan te gaan daarmee. En het is interessant hoe God reeds in die vroeë kerk, buite die kerk omwerk. Ek dink dit maak ons partymal ongemaklik. Ons dink God werk net in die kerk en daar waar ons as kerk heen gaan. Asof ons in ons grootheidswaan dink, ons vat God iewers heen. Maar Petrus gaan ontmoet net daar waar God reeds werk. God werk buite die kerk. Hy kom tot by Cornelius, hy stuur die engel, Cornelius doen al die regte dinge en Petrus gaan sluit net aan en gee vir hom die laaste deel, maar God werk reeds daar. So ek en jy moet net bewus wees om seker te maak waar werk God reeds en hoe sluit ek daar by God aan. Ek vat God nêrens heen nie. Ek vat hom nie na mense toe en ek gaan, God werk daar en ek is gelukkig as God my gebruik om daarby hom aan te sluit. En dit haal ook die pressure van ons af in die sin van, ek hoef nie alles vir almal te wees nie, ek hoef nie alles te doen nie, soos ek moet net aansluit by wat die Here reeds doen. Reeds besig is, En ek dink, want ons, ek kan nogal vir myself daai pressure opsit van hoe genigtig, is ek besig met die regte goed, doen ek die regte goed, kom ek by die regte goeders uit, en as mens hierdie teks lees, dan sien mens maar God stuur mense en lei mense, en mens moet net naby hom bly. Daar is hy, as hy vir ons afsluit, dan is dit goed. Dit Handelinge 10. Wel, daar kom nog vir volgende week die hoofstuk gaan nog aan, en te sien wat is die uitwerking van Petrus wat by Cornelius gaan kuier, maar ons sal volgende week verder daar gesels. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U op wonderbaarlike maniere Uself openbaar aan mense en werk in mense se harte. Here, ek bid, help ons om, soos wat ons nou gesê het hier aan die einde, om net betrokke te wees en aan te sluit by U werk.
Here, dankie dat ons U nie ergens heen hoef te vat nie, Here, maar dat U alreeds in mense se harte werk en ook in ons eie harte werk. So Here, help ons om getrou te wees daar waar U ons roep. Here, help ons om U liefde en U genade te verkondig daar waar ons gaan, deur ons woorde en deur ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.